Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag 7 Junie 2025, middel van die jaar. Ek hoop julle het 'n lekker dag. Ek hoop sommer julle kan 'n bietjie ontspan. Ek kry altyd die ouers jammer, maar seker nou eksamentyd neem ek aan. So jy het miskien nou nie sport nie, maar as jy 'n sport het, dit is altyd lekker, maar dit is ook so suursoet, né? Jy moet vir jou kinders wees, maar jy's ook so moeg, maar jy moet maar die hele tyd moet jy maar die gesig hier opsit. Maar mag dit vir julle 'n mooi dag wees en ook 'n mooi naweek wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle rustig voor God. O Vader, wanneer ons na ons kinders kyk, dan weet ons dit is 'n liefdesgawes uit U hand uit, Here. Here, so 'n stukkie van onsself wat ons voor baie, baie lief is. Here, die oomblik wanneer ons dit sê, moet ons besef dat dit is hoe lief U vir ons is, want ons is 'n stukkie van U. Daarom, Here, soos ons na ons kinders kyk, altyd met sagtheid, as ons 'n goeie ouers is uit die aard van die saak. Ek kan nie dink dat daar 'n ouer is wat nie sag kyk nie, tog. Ek kom sê, al kan 'n baba vergeet, ek het jou nooit vergeet nie, sê U vir ons in Jesaja 49. Here, dankie dat ons daarom weet dat U vir ons ontsaglik lief is. U was vir ons so lief, soos wat ons as ouers vir ons kinders het. Ons sal bereid wees om vir ons kinders te sterwe. Here, en U het vir ons gesterwe, U kinders, omdat U so lief is vir ons. Here, en daarom kom sê ons vir U ook vanoggend in hierdie tyd, baie dankie. Baie dankie, Here, dat U ons paas, dat ons iets van U is. Dat 'n stuk van U DNA reeds in ons vassit. Here, want ons leef nie meer nie, U leef binne in ons. Die Heilige Gees is in ons. Jesus het in ons opgestaan om 'n nuwe mens te wees in die plek waar ons ook al is. Dankie, Here, vir U omgee en vir U wonderlike liefde. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, soos ek nou al so telke male vir julle gesê het, mens begin by een versie en dan dink jy, okay, jy gaan nou sommer so 3 lees en dan op die ou en haak jy by een vas. Ons kyk nou maar elke keer waar presies ons uitkom wat dit aan betref, né? Vir my so mooi, ek sê altyd vir julle die manier hoe die spreekdigter taal gebruik, né? En ek het al baie vir julle gesê, ons weet dit, taal skep 'n realiteit. Vriende, daarom is dit so belangrik ook hoe ek en jy met mekaar praat. Omdat dit wat jy sê, dis nie net leë woorde nie. Daardie woorde wat jy sê, het betekenis. Dit skep 'n realiteit. As jy sê, man, jy's dom, dit skep 'n realiteit, né? Dit is iets wat seermaak. As jy sê, jy's pragtig, of jou naels is so mooi, of whatever. Dit sê weer 'n ander realiteit wat dit skep, né? So ons altyd mooi kyk hoe ons met mekaar praat, maar dit is sommer net so op die side. Vers 7 sê hy, as jy genoeg geëet het, is selfs heuning nie meer lekker nie. Dis al waar, né? Ek bedoel, ek het al, ons sê ons hoeveel keer vir mekaar, weet jy, ja, ek is nou so vol, maar môreoggend gaan ek al weer honger wees. Nou net vanaand ietsie geëet wat ons so lekker was, sê 'n pudding of 'n vleisie of 'n ding, as jy ja, jy kan dit nie draai nie. Die volgende dag is jy al weer honger, né? Maar nou so sê die bespreker dat as jy genoeg geëet het, is selfs heuning nie meer lekker nie. Nou moet ek nou self sê ek sal heuning wil vervang met roomys, né? Ek vrek oor roomys. Nou ek moet nogal sê as jy genoeg geëet het, is selfs roomys nie meer lekker nie. Ek sal nie dit sê nie, né, vriende. As jy honger is, smaak selfs 'n bitter ding soet. Dis al waar. In my lewe het ek al sleg wors geëet, maar as ek so honger, dan eet ek die wors, dit proef vir my baie lekker. Dan die volgende dag, wanneer ek nou weer lekker tot my sinne kom en ek weer die wors proef, dink ek kan nie dieselfde wors wees wat ek gisteraand geëet het nie, né? As jy honger is, smaak selfs 'n bitter ding soet. Die versie wat ek 'n bietjie by wil stil staan is vers 8. Soos 'n voël wat sy nes net so los, soos 'n man wat sy gesin in die steek laat. So nou 'n bietjie met julle manne. In ons gemeente het ons 'n geweldige groot voorreg met die mans in ons gemeente. Ek ken nou nie ander gemeentes nie, so ek gaan net gou so vir 'n minuut oor ons mans praat. Vriende, dit is 'n klomp ongelooflike manne in ons gemeente. Dit is manne wat vir hulle gesinne sorg. Dit is manne wat nie net 1 myl nie, nie net 2 myl nie, maar 10, 20, 100, 1000 miljoen myl vir hulle gesin sal stap. Dis manne met wie ek
trots is wat in ons gemeente, in Sonnekus gemeente is. Dis manne vriende op wie ek kan hulle 2 uur in die nag bel en ek sal weet as daar probleme sal hulle my onmiddellik kom help. Dit is manne, liewe vriende, wat omsien na hulle vrouens, wat omsien na hulle kinders, wat vir hulle tuis te skep. Wat nie baasspeelerig is binne in die huis nie, maar waar dit 'n vennootskap is tussen man en vrou, waar daar altyd liefde is. Natuurlik verstaan nou mekaar so af en toe verkeerd en so aan, hè. Jy kry dit nou in elke gesin. Ek was nou die dag weer in die moeilikheid by Rensha nadat ek 'n paar goed nou weer vergeet het om te doen. En toe sa een dingetjie wat toe nou eintlik baie kleins is wat sy so 'n bietjie vies raak vir my toe en toe besef ek nou maar dit is nou nie dit nie, hier is so 'n bietjie iets anders. Toe moes ek nou aan baie mooi vir al die goedjies wat nou verkeerd gegaan het, wat sy nou so laat verbygaan het, eers nou weer mooi om verskoning vra, né? Maar vriende, 'n man, die Here gee vir jou 'n gesin, jou vrou en kinders. En die Here kom en hy kom cap jou en my as man, en ek hou nie van die hoofding nie, ek dink ons is almal hoofde, mans en vrouens, maar ek wil graag die man tog maar cap met die geestelike hoof in die huis. Ek wil die man cap, nie net met die geestelike hoof nie, maar ook met die normale cap. Maar vriende, met die geestelike cap sluit jy eintlik alles in. As jy as man 'n kind is van die lewende God, jy het vir Jesus Christus in jou lewe as jou verlosser en saligmaker en die Heilige Gees is binne in jou, vriende, dan kyk ek en jy anders na ons huwelik en na ons gesin. Ons kyk anders. So ek wil vir julle, vir ons mans in ons gemeente sê baie dankie. Dankie vir die voorbeeld wat ek nie oor 5 of 10 nie, maar oor 30 jaar by julle gesien het. By ons ouer manne wat nou al in die 80 is, wat ek die voorreg gehad het om dit by hulle te sien, en dan ook die jonger manne, my ouderdom is selfs die jonger manne wat baie jonger is as ons, om te sien hoe julle mooi na julle vrou kyk, om te sien hoe julle mooi na julle kinders kyk, om te sien hoe julle hard werk, om te kyk te midde van die ekonomiese omstandighede, wat julle partykeer van werk moet verander, wat julle partykeer in 'n ander provinsie moet gaan werk, maar hoe julle absoluut mooi kyk na julle gesin, dat julle nie julle gesinne in die steek laat nie. Vriende, dit is 'n klein noot vir my, wat ek altyd sal saam met my dra, die voorbeeld wat julle in ons gemeente as mans gestel het. Maar dan is dit so, liewe vriende, daar is mans mos nou uit die aard van die saak wat hulle gesinne in die steek laat, en dit is wat hierdie psalmdigter sê, soos 'n voël wat sy nes net so los, soos 'n man wat sy gesin in die steek laat. 'n voël wat sy nes net so los, die kleintjies kan later doodgaan, hè. Ek ken nou nie lekker van die voëllewe nie, so die ma speel ook ergens 'n rol, neem ek hom daaraan, so ek weet nie of die kleintjies, maar hy gaan swaar kry. Die pa, soos ek die voëllewe nou verstaan, hy is die een wat baie keer die nes maak, ons is wel in die vinke, so ek weet nie of dit by al die voëls so is. So sorry, ek is nie my domein daai nie. Maar vriende, ek en jy as mans moet altyd baie mooi kyk na die liefdesgawe wat God vir ons gegee het, dit vir ons vrouens te gee, en vriende, kinders te gee. En mag julle, en dankie vir die voorbeeld wat ek het in ons gemeente, van julle manne, dat julle nie net die mans is nie, maar julle ook geestelike leiding vat. In die huise. En ek wil net vir julle dit ook sê, as ek nog iets kan bysê, waar die mans, dis baie interessant, waar die mans geestelike leiding vat, daar blomme gesin. Mans wat nie geestelike leiding gee nie, dit is asof die vrouens partykeer, maar party van hulle kom met die aard van die saak en is betrokke by die kerk is ons ek en jy, maar by God se goed, kom hulle daar, maar wanneer die man die leiding neem, is die hele gesin betrokke. So, vriende, dis sommer net my 5 cent vanoggend. Ja, mag dit vir julle regtig mooi dag wees, en weer eens manne, dankie vir julle ongelooflike, wonderlike voorbeeld, wat julle in hierdie gemeente van ons speel, en uit die aard van die saak op 'n wyeer vlak in die besighede waar julle staan. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se nabyheid ervaar, en die Heilige Gees ervaar dat hy altyd voor jou uitstap. Amen.